Ons skop Oktobermaand, die 10de maand van die jaar, tradisioneel die dankoffermaand af met die tema gee met 'n goeie hart. En dis soos die Engelsman sê, a can of worms. Ons het almal vanoggend wakker geword met kennisgewings van die bank van alles wat betaal moes word. En dit is amper asof jou maag in 'n knop getrek het. Dit word beslis nie met opgewondenheid ontvang nie. Ons almal ken daai gevoel wanneer 'n betaling noodsaaklik is. Soos tolhekke, 'n onverwagse rekening of 'n debietorder wat jy net nie kan stop nie. Dit word vir ons 'n las, 'n aksie wat gedryf word deur verpligting en angs. 'n Dwang wat eintlik vreugde opeet. Dit word 'n vreugdelose transaksie. En as ons eerlik is, voel gee vir die kerk of vir 'n barmhartigheidsorganisasie ook soms so, 'n moedbetaling. Nou die skrywer van 2 Korintiërs, die apostel Paulus, diagnoseer presies hierdie sielkundige toestand van die hart. In die baie bekende vers 2 Korintiërs 9 vers 7 sê Paulus, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teesin of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Nou Paulus is eintlik genadeloos in sy interpretasie. Hy sê daar is 2 maniere om te faal in jou gee. Eerstens, in die teesin, lupei, soos die Griek sê, hierdie interne wrevel, die hartseer oor die verlies van die geld. Die tweede ding sê hy, dwang, ananke, die eksterne druk, die reël of die skuldgevoel, die kultuur wat sê jy moet. Nou as jy uit daardie plek van angs of wrevel gee, het daardie daad jou geestelik eintlik uitgeput. Jy het aan die wet van noodsaaklikheid gehoor gegee en jou hart bly arm. Die geld het die kerk bereik, maar die daad het gefaal om jou te transformeer. Nou wat is die teenmiddel vir daardie dwang? Nou Paulus dra die gesag van die hand na die hart oor. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nou hierdie voorgenem is die sleutel. Dit is nie 'n impulsiewe besluit nie. Die Griekse woord proai retai beteken 'n doelbewuste, voorbedagte keuse van die wil. So God skuif die gesag weg van die reël of die preek en hy plaas dit in jou vrye wil. Dis jou geleentheid om te sê, ek kies om vrygewig te wees, want ek is reeds vrygemaak. Dit word amper 'n vryheidsverklaring. Dit verander die wet van gee in die gees van gee. 'n Vrye, autentieke daad wat sê, ek is veilig in God se oorvloed. Maar die doel van hierdie hele proses lê in die laaste sin. Want God het die blymoedige gewer lief. Die blymoedige gewer is die teenoorgestelde van die teesingewer. Die Griekse woord wat hier gebruik word, wat baie uniek is aan die Nuwe Testament en net hier voorkom, hilaron, is 'n opgeruimde, vreugdevolle, gewillige gemoedstoestand. En ek dink hier is die waarheid. God het nie jou geld nodig nie. Hy het jou vreugde nodig wat jou gee vergesel, want daardie vreugde bewys jou vertroue. As jou hart vol blydskap is, bewys dit dat jy die wet van gee wat druk verruil het vir die gees van gee wat jou vry maak. Jou gee word 'n daad van aanbidding, nie van belasting nie. As jou gee jou vreugde gee, is jy besig om jou geestelike spiere op te bou. Jy is besig om liefde te gee, nie net kontant nie. Ek dink die uitnodiging is eenvoudig. Laat jou gee 'n daad van radikale vryheid wees. Ruil die las van die tolhek om 'n vreugde van 'n kind wat 'n geskenk vir sy ouer bring. Word die blymoedige gewer wat God liefhet.